Die Here groet jou vanoggend genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kan maar sit. En as ons tot God nader, wat ons met die eerste skrifbruiming genader het, te sê, maar die Here, wat 'n liefde en volheidslewe wat die Here vir ons gee, net dat hy ons sy kinders noem, dan plaas ons onsself ook onder sy heerskappy. Dan vra ons ook, Here, wat is u wil vir ons lewens? En dan lees ons in Johannes 17, waar Jesus kort voor sy kruisiging praat hy met sy disippels en dan sê hy Johannes 17 vers 20 tot 23. Ek bid egter nie net vir hulle nie, dis nou vir sy disippels, hy bid nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. So Jesus bid daar ook vir ons, hy het ook vir ons gebid, wat deur hulle woorde tot geloof in hom gekom het. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in my is, en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, so die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle lief het, net soos u my lief het. Baie belangrik, nee, dat ons een sal wees, dat 'n gemeente een sal wees. Nee, en dat natuurlik, ons is nie volmaakte mense nie, ons doen ook baie keer dinge wat mekaar seermaak, maar dan moet jy ook bereid sal wees om te vergewe, want God het so baie sondes van my vergewe, hoe kan ek nie my naaste vergewe? En wat sal my in die gemeente is? Dat ons een sal wees. Dit is so belangrik. En dis waar die duiwel eers wil kom, nee, as hy koninkrykswerk wil vernietig, hy bring skeiding en verdeeldheid. Kom ons strewe na daai een. Ja, en terwyl ons so toe maak, het ons nou net gehoor, Here, wil ons eers vir u vanoggend die eer gee, Here. Ons het geweet, Here, en toe u gebid het vir u disippels, het u ons geleer om te bid. As u nie gesterf het aan daai kruis, waar sou ons hulp vandaan gekom het? Maar u het gesterf vir ons in die kruis, Here. En ons het ook vanoggend gehoor, Here, as daar enige iets in ons gemeente is, Here, waar ons iemand nog nie vergewe het nie, bid ons nou vanoggend dat u dit op ons harte sal sit, Here. Op elkeen wat hier sal sit, Here, want hierdie wat ons nou noem ons 'n omgee gebed. En die omgee gebed is omdat ons vir mekaar omgee. En daarom bid ek, Here, as daar iemand is wat u vandag op ons in my hart plaas, bid ek nou in my hart ook vir vergifnis vir daai persoon. En dat ons vrede en liefde saam kan gaan. Ons bind die Satan wat ons al die gemeentes so wil probeer aanval, vir daarom in die laaste tye. Here, ons is ook dankbaar vanoggend om verjaarsdae te kan vier, Here. Dankie dat u ons broers en susters so geseën het, Here, dat hulle nog 'n dag kan lewe. En dankie dat ons dit sal gebruik om voluit vir u te lewe. Dan het ons ook gehoor, Here, van uitslae wat moet kom vir mediese en siekes in ons gemeente. En dan vra ek dat u hand ook daar sal wees, Here, want u is 'n God van genesing. U sê vir ons, waar 2 of 3 in my naam vergader en saamstem oor 'n saak, sal ek dit vir julle gee. Here, maar ons kom vanoggend om ook baie dankie te sê, Here, vir die genesings wat ons al ondervind het hier in hierdie gemeente. Ons dink aan Lennard, Here, dankie, Here, wat so goeie getuienis vir ons gegee het ook, Here. Ons dink aan ons jong groep, Here, wat so fantasties op skole en presteer, universiteite toe gaan, Here. Maar Here, ons bid ook dat u saam met ons jonges sal wees, Here. Dat u hulle sal beskerm. Laat die ouers, laat die paas, priesters en konings in die huise kan wees, Here. Laat die ouers voorbeelde vir hulle kinders sal wees. Ons dink aan die wat negatief vanoggend sit, Here, wat nie weet waartoe om te gaan nie. Ons weet u is met hulle. Here, en dan bid ons vir ons kinderkerk ook, Here, vanoggend. Ja, Here, daai kleintjies is so kosbaar. Het laat dink my aan die disippels, hulle wil weggejaag het, en toe sê hy, moet hulle nie wegjaag nie, bring hulle hier na my toe.
En dis hoekom, Here, bid ons ook om vir Lana en vir Ankie wat die kinderkerk hardloop, dat U hulle sal die krag gee en die wysheid sal gee. Here, want niemand is te klein om te verstaan nie, want U krag is so sterk, Here. Ons het al gesien getuienis van ons jong mense en alle eer kom na U toe. Dan bid ek ook vir oom Gerard en tannie Susan, Here, vir so passie wat so sterk is vir Claremont, Here. En ons bid vir Claremont, Here, waar daar soveel dinge daar gebeur, Here, dat U daarso ook vir Claremont sal seën, Here. Here, en ek dank U ook vir gister, waar ons 'n program wil deurgee, Here, vir die finansies, Here. Dis die eerste plek, soos ons vanoggend gehoor het, wat ons ook aangeval word. Ja, Here, en dat dit alles deur U wil sal gedoen word. Ons vra dit nie omdat ons dit alles verdien nie, Here. Maar ons vra dit uit U genade. Ons is vanoggend hier opgewonde, Here. Dit is lekker om hier te wees, Here. Want elkeen is hier met 'n doel vanoggend. En waar ons nou U geloof en prys, Here, doen ons dit tot eer en verheerliking van U groot naam. En mag die engele saam met ons in die hemel juig. Amen. Ons lees 2 skrifgedeeltes saam. So 2 weke terug het ons gekyk na Jesaja 60 vers 1 tot 3. En ek wil net vandag ook verder kyk na Jesaja 60 vers 1 tot 3 en dit ook in verband bring met 'n skrifgedeelte in 1 Johannes 1. Jesaja 60 vers 1 tot 3. Ek lees uit die 1983 vertaling. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig, vir jou die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar's donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. En dan lees ons ook van lig en duisternis in 1 Johannes 1. En ek gaan lees vanaf vers 1 tot hoofstuk 2 vers 1. Of hoofstuk 2 vers 2. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en 'n getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. Dis nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig, en daar's geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy Seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Gaan veral fokus daarop verse 6 en 7. Nou, 2 Sondae terug gekyk na Jesaja 60 en hoe hierdie profesie dat daar lig gaan kom, vir die volk, hoe dit vervul is op 3 vlakke. Die eerste vlak is die nabye toekoms en dit is as die boek Nehemia en Esra en Nehemia lees, dan kom jy agter hoe dit vervul is, Christian het laas Sondag ook gepreek oor Nehemia en vir ons baie mooi agtergrond gegee oor die boek Nehemia
en hoe die stadse mure in 52 dae, né, 52 dae herbou is. En die tempel, Ezra, tempel is ook weer herbou, en God is weer daar aanbid, hy's weer in Jerusalem, en daar het lig gekom vir die volk. Tweede vlak van vervulling was gewees natuurlik 'n paar jaar later, nee, gewoonlik met Jesus se eerste koms, en ons lees daarvan ook, met Jesus se eerste koms, staan dan in Johannes 1, vers 4-5-9, soos nie die eerste brief van Johannes nie, maar die evangelie, Johannes 1, vers 4-5-9, in hom, Jesus was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn nie in duisternis, die duisternis kon nie uitdoof nie, die ware lig wat elke mens verlig, was kom na die wêreld toe. So op 'n tweede vlak, dieper vlak is dit ook vervul, in Christus se eerste koms. En natuurlik die derde vlak, die ten volle vervulling van hierdie profesie van Jesaja 60, is met Jesus se tweede koms, met sy wederkoms. Dan lees ons die nuwe stad Jerusalem, hoe dit gaan wees daar, né? Openbaring 21 vers 22 tot 24. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. Die stad het nie son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Die nasie sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan. So God is self die lig daar. Daar is nie nodig son en maan nie, in die wederkoms van Christus, die nuwe Jerusalem. Maar ons leef nog nie, nee, ons weet dit kom nog. Ons leef van die bedeling van Christus se eerste koms, sy wederkoms. So vir ons is dit baie belangrik, hoe is daai profesie, hoe is dit vervul met Christus se kruisiging, met sy eerste koms. En dan lees ons aan die kruis ook, en wil vinnig saamvat, lees ons ook, daar was duisternis toe Jesus gehang het aan die kruis. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en het tot 3 uur geduur. En duisternis, toe Christus aan die kruis gehang het gewys na God sy Vader se oordeel, oor ons sondes, wat hy moes dra aan die kruis. Nee, toe Christus uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Die hel het na Golgotha toe gekom, nee, van God verlatenheid. En Jesus het dit gedra aan die kruis. God die Vader se oordeel en straf op ons sondes gedra. Tot hy uitgeroep het, my God, waarom het U verlaat? En toe die lig weer geskyn. Toe hy ook gesterf het, toe skyn die lig weer. Want hy het God se oordeel en straf, wat totale duisternis bring, het hy gedra. En dat vir ons lig gekom. Hy het die hel ingegaan hier op aarde, sodat ons die hemel kan ingaan, van God se lig, van 'n lewe van volheid, 'n lewe van sinvolheid, 'n lewe van liefde. En dan, God verlatenheid. En nou sal ons nooit deur God verlaat wees nie. Paulus skryf dit ook, en Paulus het deur moeilike dinge gegaan, nee. Maar hy het altyd ervaar, maar die Here is saam met hom. Hierdie lewe is moeilik. Maar die voordeel wat ons het as kinders van die Here, ons is nooit alleen nie. God gaan saam met ons deur die moeilike tye in ons lewens, en daar is baie getuienisse wat mense hier kan vertel. Dit is nie te sê dat die Here sê, as jy Jesus aanvaar, dan is alles net goed en reg nie. Nee, ons lewe in 'n sondegevalle wêreld. Maar die wonderlike is, altyd met God. Wat ek moet hanteer, is met God. Soos wat Paulus sê in Romeine 8 vers 38 en 39. Hiervan as ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte en diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Nee, ons het deur Christus egte gemeenskap. Koinonia is die Griekse woord, met God. Ons het deel aan God in Christus. En dis waarin Johannes in sy eerste brief, wat ek net nou gelees het, nee, dis waarvan hy skryf, hoe ons deel het aan God, hoe ons koinonia, egte koinonia, fellowship, gemeenskap, het met God, en wat dit beteken. Nou voor ek kom om te kyk wat beteken hierdie koinonia wat ons het met God, wil ek net so 'n bietjie historiese agtergrond gee van hierdie eerste brief van Johannes. Hoekom het hy hierdie brief geskryf? En dan wie het hy dit geskryf? Hy skryf dit aan 'n paar nie-Joodse gemeentes. En vir hulle te verduidelik wat dit beteken om gemeenskap met God te hê en ook met mekaar.
En hy skryf, want daar was valse leraars wat gesê het, hulle het sommer direk mystieke gemeenskap met God. Hulle hoef nie deur Christus te gaan nie, hulle het sommer direk net openbaringe gekry, en hulle gaan sommer self net direk na God toe, en kry hierdie openbaringe, nê, en hulle het Jesus eintlik nie nodig nie. Ja, en so is dit valse leraars. Daar's net een weg na God die Vader toe, net een pad. Dis net deur Jesus. Jy kan nie met God gemeenskap hê sonder Christus nie. En dink jy kan sommer self net op jou eie na God toe gaan nie. Dit gaan nie werk nie. Net dis wat die New Age, wat ook sê, dit is waarvan hulle praat. New Age en sê, ag, ons almal is deel van God. Ek moet net in harmonie kom met die skepping en jy is eintlik self ook God. En daar's baie valse leraars wat nie Christus verkondig nie. Valse leraars, byvoorbeeld, ek vat nou maar 'n eenvoudige voorbeeld, waar daar geestelike leiers is wat Christus se wederkoms al voorspel het, veral hier by die draai van die eeu 2000, nê. Ons daar baie ouens wat gesê het Christus gaan kom, of hulle maak sulke sommetjies in die Bybel van hoeveel verse daar is, dan bepaal hulle datum, Christus gaan daai tyd kom, en daai datums het gekom en verbygegaan, nê, en Christus het nie gekom nie, want dit is vals. Selfs Jesus sê, daar's net die Vader weet, wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Geen mens kan dit weet nie. Net die Vader weet dit. En, ons kan klomp sulke valse weet, die prosperity wat deesdae so verkondig word, nie, die voorspoedsgodsdiens. Ons het nou gister ook so met die werkswinkel oor die finansies, nie, hoe saai en maai ook misbruik word in gemeentes, nie, om die geld uit die lidmate te trek. As jy wil geld kry, jy wil hê jou geld moet vermeerder 30, 60, 100voudig, gee hierdie geld. En baie keer sê die geestelike leier, ek het hierdie visioen van die Here gekry, sê soveel gee, hier's iemand in die gemeente, en as jy soveel geld gaan gee, en jy het dit net, dan gaan die Here jou so vergoed. So kan mense manipuleer. Dit is sonder Jesus. Die saai en maai beginsel het nie te doen met jou voorsiening nie. Daar geld ander reëls, die mossie geloof. Wat beteken dit? Egte gemeenskap met God. En Johannes skryf in hierdie hoofstuk 1 wat dit beteken om werklik met die Here gemeenskap te hê. Wie het werklik deel aan God? En dan lees ons, hy sê, God is lig en daar's geen duisternis in hom nie. Maar as ons in die lig lewe soos God in die lig is, dan het ons gemeenskap met hom. God is lig. Ons kan slegs met God gemeenskap hê as ons in die lig lewe. Ek kan dit vergelyk met 'n gloeilamp. Kom ons sê 'n gloeilamp brand. Al manier wat jy aan 'n gloeilamp kan raak, is wanneer jy in die lig kom, nie 'n gloeilamp wat brand nie, aan die lig kom van 'n gloeilamp. Dan kan jy eers aan hom raak, kan jy deel, Selfde met God ook. Jy moet in die lig kom om gemeenskap met hom te hê. En lig beteken hierso alles wat goed, rein, waar, heilig, betroubaar is. Alles wat volgens God se wil is. En waar kry ons God se wil? In sy woord. Die lewende woord. Begin mos hierso ook, van die begin af was hy daar, ons homself gehoor en het hom met sy eie oë gesien. En met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Dit is die woord, jy moet die woord ken, daar volgens lewe en beweeg in die lig in. Duisternis is alles wat sleg, boos en sondig is, alles wat teen God se woord is. Alles wat ons doen, wat nie volgens God se woord is nie, is die duisternis, is werke van die duisternis, is boos en sleg. En die waarheid gaan by God altyd uitkom, as jy gemeenskap met God het, gaan God aan jou dinge openbaar wat nie reg is in jou lewe nie. Dit kom in die lig, jy kan dit nie wegsteek nie. In die duisternis kan jy dit nog wegsteek, Dit is soos wanneer jy appel eet, 'n slegte appel en 'n goeie appel in duisternis lyk dieselfde. Jy kan hom oopsny, lyk dieselfde. Maar in die lig, as jy 'n goeie appel oopsny en 'n slegte appel, kan jy sien, hier het 'n wurm in. Ek gaan hom nie eet nie, ek gaan daai goeie appel eet. En so is dit by God. Jou werke kom tot openbaring, ook die werke wat nie goed is nie, wat sleg is, as ek in God se lig kom. Geen sonde kan ons vir God wegsteek nie.
Johannes skryf ook in sy evangelie, Johannes 3 vers 20 en 21, elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie, maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, so duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Jy weet, ons probeer baie keer gemeenskap met God hê, maar ek het so 'n sondietjie wat ek vertroetel hier in die agterkant, hè, in my agterste vertrek. Ons is mos, ons liggaam is 'n tempel van die Gees, nê? Jy's 'n huis. So laas jaar, hierdie jaar bel 'n vrou my, sy het my nou so 2 keer gebel. Dis baie keer leef ons ook so. Ek vat nou net hierdie voorbeeld, praktiese voorbeeld. Sy bel my en vra, sy het my nommer by iemand gekry. Ons doen bevryding, kan ons asseblief kom en kom bid by hulle huis. Hulle het by 'n nuwe huis ingetrek en die een vertrek is, al lyk my so bo vertrek waar die een kind is die kind se slaapkamer. Die kind wil nie daar slaap nie, sê daar is bose teenwoordigheid. Die huishulp sê ook as hy daar verby daai deurstap en kry sy se koue rillings. Hulle het van buite af ook so 'n silhouet gesien in die vertrek. Kan ek kom bid dat die ding kan gaan? Maar ek moet kom bid as 'n man by die werk is, want hy die geesteswêreld bestaan nie eintlik vir hom nie. So ek moet half in die duisternis kom bid, skelm kom bid. Ek sê ek kan nie. Nee, ek kan nie kom bid nie. En sy, so ek sê omtrent 'n jaar later weer gebel en dan kom sê ek, jou man moet daarvan weet, hy is die hoof van die huis. Ons moet in die lig wandel. Maar so leef ons ook baie keer, nê. Nou wat hulle nou maar doen is, hulle trek die deur toe van daai vertrek, niemand, hulle leef nou maar saam met hierdie ding wat daar is. Nee, hierdie bose teenwoordigheid, bose gees daar is. Nou leef hulle nou maar so aan. Een vertrek is nou afgesonder vir die bose. Maar leef ons nie ook baie keer so as tempels van die Gees? Nee, jy's 'n tempel, maar jy het 'n vertrekkie, nee, waar die Gees nie toelaat nie. Daai ou sonde wat jy so vertroetel in die geheim. Dit wil ek nie los nie. Ek noem ons baie ander goeie goeders. Ek kom kerk toe, gee kerklike bydrae, ek help hierso en goeders. So dit moet maar opmaak vir hierdie sondietjie. Nee, as jy met God gemeenskap het, gaan sy lig daarop skyn en jy moet kom tot bekering. Nee, wat dit ook al is, diefstal, geld wat jy verduister, verhouding, seksuele verhouding buite die huwelik, noem maar op, nee, gewoonte dronkenskap, ons kan dit opnoem. Maar die God se lig gaan daarop skyn en jy moet jou bekeer. Kan nie sê ek maak hy vertrek toe, leef nou maar saam daarmee nie. As ons 'n gemeenskap met God wil hê, moet ons nie lig wandel. Ek en Jesu Marie se huweliksherdenking was ook hierdie week gewees. Bertus en Marina, julle wen ons so met dink 12 jaar omtrent, nee. Ons gaan eet uit en die kelner, nou laas Sondag aand het ons sê ons moet bid, nee, dit is 'n groot ding, die opdrag, ons moet mense na die Here toe lei. Ek praat met die kelner en vra vir hom, ken hy Jesus? Ja, hy ken Jesus, sê ek maar, sê jy Christen? Ja, hy is, maar sê ek, aanbid jy Jesus alleen? Toe sê hy, nee, ek sê Zulu, so my traditions is ook baie belangrik, ek gaan ook voor Vader Gees aanbidding doen ek met Jesus. Hoe kan 'n tempel, nee, die Heilige Gees, saam met voor Vader Gees wat maar demone is, in dieselfde tempel kom? En ek moet maar net getuig om sê, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk as jy nie, dis Jesus alleen. Nee, en dis die groot probleem, ons sê ons is Christene. Nee, dink omtrent die sense sê ons is 80% Christen in Suid-Afrika, nee, ek weet nie of dit nou reg is, wat sê die laaste nie, maar is dit dat ons in die lig wandel, is dit Jesus alleen, ons het Jesus en dan nog ander goeders ook. Dit gaan nie werk nie, as jy gemeenskap met die Here wil hê. Met ons sondes kan ons nie voor God bestaan nie, maar word ons gestraf met die ewige dood. So skryf Paulus ook aan Timoteus in sy eerste brief, hy God woon in ontoeganklike lig, geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Dis die heilige God wat ons aanbid. Moenie slimmer as God probeer wees en dink daai deel van die woord tel nie vir my nie. Hier volg ek my eie pad nie. Alleen deur Jesus Christus kan ons gemeenskap met God, is dit moontlik. Deur geloof in Jesus Christus het ons deel aan God, nee, wat vir ons sondes gesterf het.
Dit is deel aan God en ontvang ons die Heilige Gees wat in ons woon. Jy moet besef, as jy besig is doelbewuste sonde doen, baie keer word jy versoek en jy weet dis nie reg nie. Weet die Gees van God is in jou. Jy gaan hom bedroef. God is by jou. Hy is nie daar, ek is nie Sondag, hier kom ek hiernatoe en dan is ek heilig nie, maar dan daar deur die week is ek op my eie en kan ek aanvang wat ek wil nie. Die Heilige Gees is in jou. Hy gaan saam met jou waar jy gaan. Paulus sê in Romeine 8 vers 9 en 10, die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Want Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Ons het soveel intimiteit met God. Jesus reinig ons met sy bloed en dan kom woon die Heilige Gees in jou. So intiem is God by die gelowiges in Christus. Hy woon in jou. Die valse leraars in die tyd toe Johannes hierdie brief geskryf het, hulle het nog verder gegaan. Hulle gesê, verhouding met God is slegs 'n geestelike verhouding. Nee, dit het nie te doen met hierdie aardse. Die aardse, die vlees is die slegte. My gees is die goeie. Nee, en dit is wat tel. Wat ek met my liggaam doen, maak nie saak nie. Ek gaan my liggaam in elk geval mos vergaan as ek doodgaan. Dan word dit mos maar weer grond en stof. So jy kan maar toegee aan jou vleeslike behoeftes. Want dit is die gees wat tel. Dit is 'n geestelike verhouding wat ons het. Ja. God sê jou liggaam is 'n tempel van die Gees. Jou liggaam, jy's 'n mens met liggaam, siel en gees. En totaal woon die Gees in jou. Ook in jou liggaam. Jy kan nie net toegee aan jou geestelike, aan jou vleeslike begeertes nie. En dan sê Johannes teen hierdie ouens wat sê, ag jy kan met jou liggaam doen, die vlees doen wat jy wil. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Pas op, moenie dink jou verhouding met God is slegs vir die toekoms, eendag as jy doodgaan nie. God wil vandag jou vernuwe. Wil vandag jou verander. Vir die ewigheid saam met hom. My geloof in Christus is nie net eendag as ek doodgaan nie. Dan gaan ek nou hemel toe omdat ek geglo in Jesus nie. Dis vandag. Vandag. Mense met die Heilige Gees wat deel het aan God lewe in die lig. Nou kan ons sê, probeer ek sê ons is sondeloos, nee, ons doen nie, ware gelowiges doen geen sonde nie. Nee, ons doen sonde, nee, ware gelowiges doen ook sonde. Nee, maar jy vertroetel nie die sonde nie. Jy hou nie aan met die sonde nie. Jy bely dit, jy bekeer jou. As God se lig op daai deel van jou lewe val wat jy nog so in die duisternis die deur probeer toehou, nee, as die lig daarop val, nee, dan verander dit. Jy bely dit en reinig die bloed van Jesus jou. Dis wat hierdie hele gedeelte sê hier verder. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself nie, waarheid nie in ons nie, maar as ons ons sondes bely, hy's getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. So ware gelowiges lewe 'n bekeringslewe. Dat dit wat die Here vir my wys, nee, verander ek. Ek bekeer my van my sondes. Ek bely dit, nee, en ek ontvang die vergifnis in Christus se bloed. Nee, en wat? En hoe kan ons 'n ware gelowige se lewe beskryf? 'n Ware gelowige se lewe word beheer deur liefde. Liefde vir God, liefde vir my naaste. Ons weet dit is die groot gebod, nie. God bo alles lief hê, my naaste soos myself. En Johannes skryf dit ook hier in sy tweede brief. In sy tweede hoofstuk van sy eerste brief. 1 Johannes 2 vers 9 en 10. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer lief het, bly in die lig en daar's niks wat hom laat struikel nie. En ons weet ook, God se optrede met ons mense spreek net van liefde. Alles wat God gedoen het, is net liefde. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit praat van liefde. Wat beteken as ek God bo alles lief het? Ek gehoorsaam die Here. Nee, wat is sonde? Is al die dade sonder liefde vir God. Dit is sonde. Liefde is om God se woord te leef, want ek weet hy het my lief gehad.
Sonde is, nee wat hier gaan ek my eie pad. En ek stoot God weg, uit my hart uit. En ek doen soos wat die wêreld sê, soos wat in die duisternis gedoen word. God se liefde verander ons. Nee, jy wil nie meer sonde doen nie, dade sonder liefde vir God nie. Jy het berou, jy bekeer jou daarvan. Ons lewe word bepaal deur liefde. As jy wil weet wat beteken God se liefde prakties, om God bo alles lief te hê en jou naaste soos jouself, dan beteken dit prakties nie die 10 gebooie in Eksodus 20. Nee, dat jy God alleen aanbid, nie hom en 'n afgod nie. Dit die eerste tafel van die wet. Die tweede tafel is, ek sal mos dan nou nie, as ek God bo alles lief het, en my naaste soos myself, dan sal ek nog nie by my naaste gaan steel nie. Dan sal ek mos nou nie my naaste se vrou of man begeer, sal ek nie egbreek pleeg nie. Dit maak mense seer. Egbreek maak seer. Vir die kinders, die families. Liefde. Liefde is, ek bekeer my van my sondes. En daar is ook 'n baie mooi toets, of jy werklik God lief het en gemeenskap met hom het. En daai toets is, hoe leef ons teenoor mekaar? Want Johannes sê in 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. As jy gemeenskap met God het, gaan jy ook gemeenskap wil hê met jou naaste wat na God se beeld geskaap is. Ons sal hier wil by mekaar kom. Ons sal ons lewens met mekaar wil deel. Ek weet daar is situasies wat jy nie kan kom nie, dan kan jy mens aanlyn. Ek sê nie dit is aanlyn prakties, dan kan mens dit aanlyn doen. Maar jy kan nie regtig gemeenskap met medegelowiges aanlyn hê nie. Of om preke op die YouTube, wat ook al gaan kyk nie. Dan het jy nie gemeenskap. Om gemeenskap met God te hê, beteken outomaties jy het gemeenskap met medegelowiges. Ek hoor 'n goeie beeld wat hulle sê, is om soos 'n erediens te volg aanlyn, is soos om na 'n kampvuur te kyk op televisie. Jy weet, daar is situasies wat mens nie kan nie, en dit is goed, dis beter as wat jy dit nie doen nie, nee, dan is dit goed. Maar as jy 'n erediens kan bywoon, en dis moontlik vir jou, doen dit, want ons moet gemeenskap hê met mekaar. Want dit spreek dan ook dat ons deel het aan God, as Vader. Ons gemeenskap met God kan getoets word aan ons gemeenskap met mekaar. Wat beteken hierdie gemeenskap hierso met mekaar? Dit beteken mededeelsaamheid, nê? Om 'n deel van my lewe te deel met medegelowiges. Ek moet my lewe deel met medegelowiges. En dis nie net geestelik nie, dit kan ook materieel wees. Daar een kry swaar, ek help daar by die persoon wat dalk finansiëel honger is en swaar kry. Of daai persoon sit met 'n krisis, 'n enkel ma, maar die kinders moet iewers toe kom, dan sê ek okay, ek sal hulle vat. Weet, dit is om te deel, jou lewe te deel, of om vir mekaar te bid. Dis die beste uitdrukking van gemeenskap aan mekaar en met God, is om saam te kom en saam met mekaar te bid tot God, dan die gemeenskap met God en met die persoon saam met wie jy bid. Om saam te bid. Dis hoekom gebed so belangrik is. Dit omvat sommer gemeenskap met God en met mekaar. Met medegelowiges. Ons moet ons lewens deel. Want jy kan ook 'n erediens gaan bywoon, hè? Jy kan gaan sit en jy beskou alles wat gebeur, nê? En jy luister na die woord, maar jy gaan uit. Maar jy dalk die meeste gemeenskap wat jy met medegelowiges gaan sê, hallo oom, hallo tannie, hallo Piet, en dis dit. Maar ons moet ons lewens met mekaar deel. As ons so by mekaar kom. En ek wil hê, ons moet dit nou ook bietjie prakties toepas. Dat ons nie net saam na die woord luister en dan gaan ek weg, en ons nie eintlik gemeenskap met mekaar gehad nie. Ek wil vra dat ek nou so 3 minute gee, kans gee, waar jy nou hier saam met iemand anders te bid. Maar ek praat nou nie van die persoon met wie jy altyd saam bid, jou man of jou vrou nie, maar iemand anders in die gemeente. Ek wil sommer hierdie jong klomp vra, julle sien daai ouer wyse lidmate daar agter, nê, dat jy vir jou 'n oom en tannie kry, of 'n oom of 'n tannie kry, en saam met
gaan bid. Dan vra jy, Tannie, vir wat kan ek vir jou bid? En die tannie vra, wat kan ek vir jou bid? En dan bid julle saam. Of oom, wat kan ek vir jou bid? En wat kan ek vir jou bid, seun? Alright, dat is so verdeel. Nie die families met mekaar nie, julle 3, nou mense agter julle. Alright. Groepies van 2, die meeste 3. Is dit reg? Maar bid vir mekaar se behoeftes vir iemand wat jy nie gewoonlik mee saam bid nie, wat jy eintlik nie ken nie. Kan ons 'n bietjie kans gee daarvoor? Goed, kom ons gaan, ons gee so 3 minute kans. Kry vir jou iemand wat jy dalk glad nie ken nie, en dat ons saam kan bid. Ja, dit was fantasties nou gewees, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees was hier gewees. En dit is so belangrik wat ons vanoggend hier geleer het, nou voor ons uitgegaan het, om vir mekaar te bid. Dit beteken so baie vir my en vir elkeen wat hier so is. Want deur gebed, dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Ek dink in hierdie week, ons het gebid vir disippelskap, en dit is waaroor dit gaan. En die Here wil hierdie elkeen van julle seën hierso, vir elkeen wat hierso sit vanoggend, wat daai klein sondetjies nog hier agter jou aandra. Jy kan dit nie openbaar nie. Jy moet dit openbaar. As jy drugsprobleme het, as jy enige iets het, die Here sal dit wegvat. Dit vat tyd. En dankie. Is daar enige iemand van julle wat nog voel julle het gebed hierna? Asseblief bid vir werk vir mense. Ja, so. En is daar enige iemand is wat nog hierna gebed nodig het? Die ouderlinge sal hierso wees. Christian en die ouderlinge. En enigiemand voel wat jy gebed het. Want ek voel die Here sê daar is mense hierso in ons gemeente. Ons gaan in 'n verkiesing in, waar mense hopeloos vergeet, en daar gaan werk om. Maar kan net ook kom as jy glo wat jy glo. Kom ons bid en ons sê dankie vir die Here. Here, ek word so hartseer vanoggend, Here, om te weet dat daar soveel gebrokenheid is, Here. Maar dan raak ek so opgewonde, want ek weet, U kom in die van daai gebrokenheid en U maak dit reg, gesond. Here, ons het vanoggend hier so saamgekom. En dankie, Here, dat U vanoggend hierdie gemeente so benader het, Here, deur gebed. En ons weet, Here, ons het gehoor van troues en dit wat alles opkom. Ons weet van mense wat sukkel om werk te kry. Maar Here, ons bid dat U daai werke sal losmaak. En dat ons nie moed sal vergeet nie. U sê vir ons, moenie ophou bid nie. Want ek sal dit vir julle gee. Julle is my kinders. Ek het vir julle gesterf op die kruis. Ek sal julle nie los nie. As julle vir my vra, sal ek vir julle gee, maar julle moet glo. Maar kom terug na my toe. Laat staan daai klein sondetjies. Gee alles vir my. Nie halfpad nie. Want ek is lief vir julle. Dankie vir die balansies wat ingekom het, Here. Here, ons wil U loof. En waar ons nou met liefde hier uitgaan, Here. Dankie ons hier vir U seëninge, vir hierdie week. Dankie vir alles, Here. In Jesus naam. En ons almal sê, amen. Vang die seën van die Here en weet, God gaan saam met jou van hier af die wêreld in. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.